nou kyk na hoe ons laasweek oor gepraat is iets groei, dan is dit mos nie altyd groot groei nie, is klein stukkies op 'n slag. Klein stukkies. Maar groei vind plaas wanneer ons onsself neerlê, ons goed neerlê en God vat. Amen. So ons gelaas gepraat bietjie oor Dawid en hoe hy was van al sy broers die jongste gewees en toe Samuel die profeet kom, toe Samuel die profeet kom na sy pa, na Dawid se pa toe, het Dawid se pa almal geroep behalwe Dawid. Hulle is die veld gelos en hulle het nie aan hom gedink nie. Maar wat kyk God na? Kyk na die uiterlik, hy was 'n groot sterk manne gewees, mense wat leierskap eienskappe gehad het. Wat het God na gekyk? Hy het na die hart gekyk. So waar vind groei plaas? Vind dit plaas in die openbaring, of in die openbaar waar wandel en so? Ja, dit vind ook daar plaas, maar waar vind dit die meeste plaas? In die verborgenheid, in die stilte plekke. Dawid het die meeste gegroei toe hy in die veld was saam die skape. Toe hy stil en rustig was met God, het hy gegroei. En vandag gaan ons weer kyk van groei in geloof, waar Dawid die stryd gestry het, en hy was getrou in die stryd gewees. Groei gebeur nie altyd stil nie, dit gebeur wanneer ons in 'n stryd is. Baie van ons in hierdie nuwe jaar wat ons nou in is, in die eerste paar weke, het ons al we have fight battles. Is dit nie so nie? Is by die werk is dit maar so, is dit by die dorp is dit maar so, jou finansies, is mos Januarie. Mense het nooit geld in Januarie. So dit is mos maar 'n druktyd. So ons het die stryd wat ons moet stry, ons het die oorlog wat ons moet voer, en nie elke stryd is 'n teken dat jy op die verkeerde plek is nie. Luister mooi, nie elke stryd wat jy stry, is dit sê dat jy op die verkeerde plek is nie. Party stryde, party stryd is deel van God se groeiproses. Wat jy deurgaan, is nie altyd te sê jy's verkeerd nie. Sien dit as 'n groeiproses. Wat wil God my leer? As my baas my tigtig en my sê ek is verkeerd, Here, wat moet ek jy uithoor? Wat moet ek jy uitvat? As die finansies nie uitwerk nie, Here, wat moet ek hoor? Wat moet ek jy uitvat? Moet ek beter beplan, beter beheer doen oor my finansies? Wat moet ek doen? Dit is wat God vir ons baie keer probeer wys, en wanneer ons probleme ondervind in ons lewens. Vind jy probleme in jou lewe? Ek glo ons almal doen. Jy weet wat stil is vandag. Ek hoop jy is lewendig. Ons gaan die stryd vandag. Ons oorlog, die regte oorlog vandag. En jy moet weer reg wees. Dawid se pad van koningskap was nie onmiddellik gewees nie, maar is 'n groeiproses gewees. Ons het hom gesien toe hy in die veld was, en nou gaan ons hom sien waar hy op die oorlogveld is. Dawid se pad was hy was nie as 'n koning gewees nie. Hy was nie as 'n soldaat gewees nie, maar hy was as 'n herder met geloof gewees. God gebruik konflik om ons geloof te verdiep. Dit gebruik om nie ons te vernietig nie, maar ons te verdiep. Het jy al ooit op 'n plek gekom, dink gou 'n bietjie, laas jaar, 2025. Was jy al ooit by 'n plek gewees waar dit was so moeilik gewees, jy het stryd na stryd gestry. Jy was heeltyd in oorlog gewees vir jouself. Voel dit so baie keer? Ons voel heeltyd, ons doen net een ding reg as ander ding verkeerd. Ons doen weer iets reg as weer iets verkeerd. Is konstant oor en oor en oor. En jy sê jy's moeg. Ek wil vir jou sê vandag, God is besig om jou geloof te verdiep. Maar hy soek dit as jy na hom toe gaan, wanneer jy die stryd stry. Wanneer jy met geloof kom na hom toe en sê, Here, ek weet nie om hierdie te doen, maar U kan dit doen. U weet wat te doen. So konflik, God gebruik konflik om ons geloof te verdiep, nie om ons te vernietig nie. Nie om jou te vernietig nie ons geloof te vernietig nie, maar om sterker te maak. Amen? Amen. Is jou geloof sterk? Ja. Lyk sterk. Kom. Dawid kom by die oorlog, hy het nie by die oorlogveld gekom om te veg nie. Toe sy pa vir hom gestuur en gesê, gaan na jou broers, ek lees baie keer vir my boetie, vir my seentjie, vir boetie.
'n klein boekie genoem Dawid en Goliat. En hy is so lief vir hierdie boekie. En ons lees hom amper elke aand en hy's baie lief. En ons kan sien daar so sê mooi van Dawid het gegaan, sy pa sê vir hom, jou broers veg lank vir die leer van die koning. Vat hierdie kaas en brood na hulle toe, want hulle het seker nie meer kos oor nie. So Dawid het nie gegaan as soldaat nie, hy het nie gegaan as koning nie, al was hy gesalf as koning gewees. Hy het nie gegaan as dit nie, hy het gegaan as 'n herder, wat net kos vir sy broers gaan gee. Hy was die jongste, sonder rang, sonder erkenning, sonder enigiets, was hy gestuur gewees. En toe hy daar aankom, toe sien hy stryd, toe sien hy oorlog, toe sien hy wat Israel sien as 'n reus, wat Dawid het iets groots gesien. Sy God het hy raak gesien. Die Dawid wat 'n herder was, het nie na die reus gekyk en sê, kyk hoe groot is daai reus nie. En wie is die reus wat ons van praat nou? Goliat. Wie is die Dawid en die Goliat storie? Hy het gekyk na hoe groot sy God is. 1 Samuel 17 vers 16. Dawid praat toe met die ander wat daar by hom staan. Wat sal gebeur met die man wat hierdie Filistyn doodmaak en so 'n einde bring aan die skande oor Israel? Wie is hierdie onbesnetene Filistyn, dat hy die leer van die lewende God so kan beledig? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Israel het heeltyd gesien, hierdie groot man genoem Goliat. En as jy al ooit Goliat 'n storie gekyk het, kan jy sien hoe groot hy is. Ons gaan nou 'n bietjie kyk hoe groot hy was. Maar Dawid het nie gesien hoe groot hy was nie. Hy het gesien wat? Sy God. Sy God van die leerskare. Hy is die een wat die almagtig is. So, as ons kyk die volgende prentjie van Stefan. So dis 'n mooi illustrasie van hoe groot Goliat was. Kom ons kyk gou. Ek gaan die bo staan. Die pad sê ek mag hom nie buig nie. Okay, so is nou 1.5, gaan nou 2 meter toe. So Goliat wat so lank wees. Dis net dit. Dink net gou vir jouself. Het jy al ooit so groot man gesien? Ek dink Jordan wat ons almal so mooi ken, ons gentle giant. Hy is nie so hoog. 3 meter is wat hulle voorspel hy was. 3 meter. Julle? Ek kom nie eers. Ek is miskien halfpad. Dat 2 van my is. 2 van my. En ek is nie die langste nie. Kom ons los daai. Laat insing. 3 meter. Dis hoe groot Goliat was. Hy het 'n brons harnas gehad. Sy borsplaat wat hy gehad het, was brons gewees. Wat 57 kg geweg het. 57 kg. Oké, as jy nie weet wat dit is nie, gaan gou by die koöperasie toe, as jy een keer daar is. Vra net gou wie 50 kg, net 50 kg sak dra. Enige sak. Gaan vir 'n sak sement, gaan vir 'n sak voer, gaan vra net vir 50 kg en gaan voel hoe swaar dit is. Sy spies. Okay, ek kan nou nie so daarby kom nie. Maar dit is tot bo in die dak. So sy spies se paal sal tot by die dak kom en dan sal sy spies se punt. Geluk hoogte praat jy skielik daarbo. Sy spies se kop was 7 kg alleen gewees. Goliat was groot gewees. Hy was nie net 'n reus nie. Hy was die kampioen van die Filistyne. Weet wat beteken 'n kampioen? 'n Kampioen is wat mense al doodgemaak het. Mense wat al teen hom kom veg het en hulle kon niks aan hom doen nie. Dis 'n kampioen. As daai tyd is van die gladiators, hulle 'n gladiator gewees het. Maar hy was groot gewees, julle. As jy net daai kyk, hier is 'n mooi illustrasie van 'n Dawid en 'n Goliat. As jy nou ooit
As jy nou ooit wil gaan kyk nou na 'n storie wat na hierdie mooi wys, is dit genoem The House of David. So die storie wat uitgekom het, dit wys mooi van hoe groot Goliat was en alles wat gebeur het met Dawid. Dit is 'n storie van Dawid. So jy kan sien hoe groot hy was en dink vir jouself, jy sou 'n bietjie bang gewees het. Is dit nie so nie? Dawid sou 'n bietjie bang gewees het. Maar kom ons kyk, groei begin wanneer ons situasies deur God se oë sien. Almal sien 'n reus. Dawid sien ook hierdie reus. Hy sien hierdie groot man. Maar wie kyk hy? Kyk hy na die reus of kyk hy na God? Hy kyk na God. So my vriend, as jy enigiets in die gesig moet staar, as daar enige stryd in jou omstandighede is nou, op hierdie oomblik wat jy sê jy kan dit nie veg nie, of hierdie ding is te moeilik om te veg, wil ek vir jou sê, kyk verby en kyk vir God. Kyk vir God. Ek weet dit is baie keer moeilik, want alles is voor jou lyk, dit lyk so groot. Dit lyk onmoontlik om dit te oorwin. Maar kyk dit deur die oë van God. Dan sal jy sien hoe groot ons God is. Amen. Dawid se geloof was ook nie impulsief nie. Ek wil vir jou sê, hy het nie net daar aangekom en gesê, "Hey, dis 'n reus. Ek ken vir God. Kom ons gaan." Nee. Hy het 'n pad saam met God gestap. Hy was in die veld gewees, hy het met God gepraat, hy het liedjies geskryf, hy het gesing, hy het sy hart met God gedeel, hy het 'n verhouding met God gehad. En dis waar hy toe al aankom, is nie net 'n oomblik gewees van geloof nie, dit was 'n geboude geloof gewees. Dit was 'n geloof gewees wat hy al so lank aan werk, dat hy daar kon gestaan het en gesê, daai reus is ek nie bang voor nie. Amen. Dawid gaan sien vir Saul. En as jy lees in 1 Samuel 17 vers 37, Dawid is nou voor Saul en hy sê vir hom, die Here wat my uit die kloue van leeu's en beere gered het, sal my ook red van hierdie Filistyn. Saul het uiteindelik ingestem. Goed, doen dit, sê hy. En mag die Here met jou wees. Dawid weet klaar, onthou jy gou hierdie ook. Dawid weet klaar, hy is gesalf as koning. As hy doodgaan, wat gebeur? Daar's nie 'n gesalfde nie. So die koning, wat hy nou weet, gaan nou gesê, okay, ek gaan nou gaan veg. As ek nou geweet het, okay, ek is koning, ek dink daar's 'n groot risiko nou. As ek doodgaan, nou wie gaan dan koning wees? Maar hy het nie omgegee nie. Hy het omgegee oor wat hierdie Filistyn aan God se mense doen. En Dawid praat van beere en leeu's. Ek dink nou, in 'n vergelyking met dit, is hulle maar klein. Is dit so nie? 'n Ou beertjie, en 'n leeuetjie, is klein goedjies. In vergelyking met 'n reus, wat weet om oorlog te voer. He knows how to swing a sword. Sagaria 4 vers 10 sê vir ons, die volgende sê maar, moet die dag van klein beginne nie minag nie. Dawid het 'n slingervel en het hy beere en leeu's weggejaag. Klein in vergelyking aan wat hy moet veg hierso. Wie het hy opgepas daarso? Hy het skaap opgepas en die leeu's. Hy het skaap opgepas en die leeu's en die beere was daar gewees. Hy moes nou Israel oppas om teen 'n Goliat. Moet die dag van klein beginne nie minag nie. Waar begin jy? Waar begin ons enigiemand? Waar begin jy groei? By die begin. By daai eerste klein stapie wat jy neem. Daai eerste klein neerlê wat jy doen. Dit is wanneer jy groei. 'n Plantjie wat uit die grond uitkom. Waar begin hy groei? Waar is hy klein begin? Wanneer hy ontkiem. En wanneer hy moet deurdruk, deur al hierdie grond deur moet druk om bo uit te kom. Dink jy is die einde? Nee, dis net die begin. So waar jy miskien voel dat dis te klein, hierdie goed wat ek doen is nutteloos. Dis eenvoudige goed. Ek wil sê, nee, dit minag nie.
Do not despise the small beginnings. Wat vir jou klein lyk, is in God se oë baie groter. Amen. So hy soek jou gehoorsaamheid, hy soek waar jy kom om te sê, Here, hier's ek. Gebruik my. Groei gebeur wanneer ons God vertrou in die kleinste stryd. En die kleinste probleme wat ons baie keer ondervind, is waar ons God vertrou en hy kom deur. Miskien moet jy vandag vir God vertrou. Moet jy vir God vertrou vir ietsie? Is daar 'n stryd wat jy moet stry? Is daar ietsie wat jy moet hanteer? Soos Dawid sê vir Saul, okay, ek sal teen hom veg. Saul sê, okay, is reg, gaan veg vir hom. En ons lees verder wat in 1 Samuel 17 vers 39. Saul laat Dawid toe om sy eie uitrusting aan te trek. 'n brons helm op sy kop met 'n borsharnas. Dawid het ook sy swaard oor sy uitrusting vasgemaak. Toe hy probeer loop, kon hy nie. Want hy het dit nog nie van tevore gedra nie. Ek kan nie hiermee loop nie, sê hy. Ek is nie daaraan gewoond nie. Daarom het hy die uitrusting uitgetrek. I cannot go with this because I am not used to it. Saul probeer om Dawid toe te rus met sy kleed, met alles wat hy sou dra. Maar dit pas nie. Dit werk nie. Jy kan nie iemand anders se klere aantrek nie. Jy kan nie iemand anders se anointing vat nie. Jy kan nie iemand anders se roeping vat nie. God het vir jou iets spesifiek gemaak en net vir jou. Niemand anders kan jou plek vat nie. Groei gebeur wanneer ons opreg in ons geloof lewe. Dis wanneer ons sê, Here, gebruik my, hier is ek, gebruik my soos ek is. En jy ooit gaan hardloop en jy trek iemand anders se skoene aan. Het jy ooit gedoen? Ek het een keer dit gedoen. My boetie se skoene aangetrek. Wie doen seer was my voete gewees daarna? Want dit was nie myne gewees nie. Jou unieke manier, jou unieke uitrusting, jou unieke gawe wat God vir jou gegee het, wat hy wil hê jy moet laat groei, is wat jy moet groei. Nie iemand anders se roeping nie, nie iemand anders se gawes nie, jou eie gawe. Amen. Jy kan iemand anders se verhouding met God dra nie. Jy kan nie verantwoordelik wees vir jou man sin, of jou vrou sin, of jou kinders sin, of jou kleinkinders sin nie. Jy kan nie. Jy is verantwoordelik vir jouself, en hulle is verantwoordelik vir hulle self. Jy kan dit nie dra nie. Jy kan nie beweeg dan nie. Psalm 114 vers 1, wat Dawid vir ons so mooi skryf. Hy sê, dit Dawid Psalm, geseënd is die Here, my rots, wat my hand leer om te veg. Niemand anders se hand nie, my hand leer. God gaan jou leer. God wil jou wys. So wees jy toegerus, dat jy gaan gebruik word. Nie sê, iemand anders sal dit doen. Of daai persoon moet dit eerder doen. Ek kan dit nie doen nie. Of ek moet gaan, maar God nie vir gesê ek moet gaan nie, nou gaan ek maar eerder. Nee, luister wat God vir jou sê, en doen wat hy vir jou sê. Amen? Kyk, kom ons slaai vir Stefan. Kyk, kom ons stop gou 'n bietjie. Kom ons dink. En kom ons skryf neer. Die relasie was nie, ek wil hierdie bietjie inbring, ons gaan die middel van die preek gaan ons dit doen, want stop, dink, wat het God vir jou nou iets vir jou openbaar? Hy het iets vir jou gegee, hy het iets vir jou gewys. Wat is dit? Wat het hy vir jou gewys nou in hierdie oomblik? Miskien gaan daar iets wees, maar skryf dit neer. Skryf neer, jy het 'n foon, tik dit op jou foon. Ek het gesê laas week, jy kan vir jouself WhatsApp. Hoe lekker is dit? WhatsApp jouself. En jy gee jou permissie om te WhatsApp. Niemand gaan vir jou snaaks uitkyk. Ons het nou gesê, toe Dawid miskien voor Goliat gestaan het, was hy bang geweest. En ek dink baie keer van ons voel ons bang.
Ons voel bang baie keer vir die lewe of die onsekerheid of vir wat nog gaan kom in hierdie jaar miskien. Maar hy het opreg opgetree in sy geloof. Dawid het gefokus op God. Al was hy bang geweest, was hy gehoorsaam aan God. Want geloof is gehoorsaamheid ten spyte van vrees. Ten spyte van wat ons vrees, vir wat ons ondervind, wat ons angstig maak, want vrees bring angs in ons lewens. Dit wat is ten spyte van dit, moet ons geloof vorentoe gooi en sê, Here, ek sal my skuld van geloof optel en dit is my geloof. Die 4 pile van die vyand kan kom, maar ek sal staan onder die geloof. Al sien ek die 4 pile, al sien ek wat gebeur, sal ek staande bly, want ek geloof in U. Amen. Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ons moet ons geloof sterk hou. Want Dawid het nie weggehardloop van Goliat. Hy het na hom gehardloop. En dit is geloof wat ons elkeen met ons hart het. Om na ons probleme toe te hardloop. Want ons weet, ons gaan nie teen die probleem veg nie. Ons gaan saam met God, want hy gaan dit veg. Amen? Julle moet opgewonde wees in hierdie tyd nou. Want ons weet wie ons God is. Jy weet wie jou God is. Amen? En so moet ons staan, geloof aan ons kant, want God is met ons. God is met jou boetie en sussie. Die stryd wat jy nou stry, al lyk dit so groot Goliat wat voor jou staan, is God groter as die probleem wat jy ondervind nou. En iemand moet hierdie lys hoor vandag. Geloof vra ietsie. Dit vra gehoorsaamheid. Dit vra dat ons oorgee. Dit vra dat ons vir God, na God kyk. So hierdie week se uitdaging. Volgende keer Stefan, dan geloof bo vrees. Voor as die uitdaging toe gaan. Jou geloof moet so groot wees dat jy jou vrees neerdruk. Geloof oor vrees. Belief over fear. Ek dink baie van ons sê nie ons vrees groot goed nie, maar ons vrees dinge. Ons vrees onsekerhede, ons vrees van wat die dokter gaan sê, ons vrees wat hy nie gaan sê, ons vrees van gaan nie goed uitwerk, ons vrees onsekerhede in die ekonomie, ons vrees van wat die toekoms inhou vir ons vrees die onsekerheid. Dis wat ons vrees. Jy sê jy vrees nie, maar ek vir jou sê, well done, maar jy lieg. Ons almal vrees. Ons almal het 'n vrees. Maar laat hierdie vrees nie ons oorweldig nie. God sê vir ons, I didn't give you a spirit of fear. I didn't give you a spirit of fear. Ek het nie vir jou gees van vrees gegee nie. Maar van wat? Sê vir my, wat het God vir ons gegee? Krag, liefde en selfbeheersing. Hy het ons krag gegee om te sê, okay, ek gaan staande bly. Ek gaan staande bly, al vrees ek gaan nie die gees van vrees toelaat om my te oorneem nie. Krag, liefde. Weet wat liefde doen? Liefde is dankbaarheid. Liefde is van waar jy die vrees aanvat met dankbaarheid. Want as jy vir heeltyd dankbaar is vir wat God vir jou gegee het, wat hy al gedoen het vir jou, gaan die vrees niks kan doen nie. Want jy het liefde. Die liefde is dankbaarheid, dankbaar aan God, dankbaar oor wat hy vir jou gedoen het. En selfbeheersing is van, okay, ek gaan besluit. Ek gaan besluit, want dit kos 'n besluit. Om nie te vrees nie, is 'n besluit. Dit kom nie net baie keer van self nie, dis 'n besluit. Later word dit makliker. Dan kom dit baie keer, so dit voel van self, maar jy maak nog steeds die besluit om nie te vrees nie. So, die uitdaging vir die week, bid vir geloof wat groter is as vrees. Het jy miskien 'n vrees wat bietjie nou oorneem, wat jou baie keer mismoedig maak, angstig maak? Wel, bid, die Here,
help my om my geloof te versterk. Gaan lees God se belofte en laat dit jou geloof bou. Ek weet, elkeen van julle het al 'n belofte van God gekry. Het julle al 'n belofte van God gekry? As jy nog nie het, jy gee vir jou nou een vandag. Jeremia 29 vers 11 wat sê, voorwaar die plan wat ek het vir the plans I have for you, declares the Lord, is to prosper you, not to harm you. To give you hope and a future. Dis jou belofte sommer vir vandag. As jy nie een het nie, is dit jou belofte. En dan lees jy 1 Samuel 17, die stryd van Dawid en Goliat. Die laaste een is doen. Tree uit in gehoorsaamheid, soos Dawid, wat in geloof opgetree het. Wat vrees jy? Skryf dit neer. En vervang die vrees met die waarheid van God se grootheid. Amen. God is groter as jou vrees. God is groter as wat jy vrees. Want, kom ek sê vir jou, jy wil groei hierdie jaar. Wil jy groei? Dit gaan aksie nodig hê. Groei kort aksie. En hierdie is een van die aksies om jou te help om te groei. Jy hoef dit nie te doen nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Maar, ek bemoedig jou. Ek vra jou. Ek smeek jou eintlik, doen dit. Help jouself. So sluit jou oë asseblief. So Here, waar ons hier so is vir mekaar, wil ek wil vandag 'n uitnodiging maak. En ek wil vir jou vra, is daar miskien 'n reus van vrees in jou lewe? Wanneer jy kyk, baie keer in hierdie vrees heeltyd vas, en jy bewe van vrees. Jy's angstig in die aande, jy kan nie eens slaap nie. Daar's klomp dinge wat ons vrees in die lewe, maar as een ding wat ons so keer laat vrees, dink is die onsekerheid van siekte, miskien is die onsekerheid van finansies, miskien is die onsekerheid van wat gaan ek 'n goeie persoon wees, gaan ek ooit 'n ma wees, gaan ek ooit getroud wees, gaan ek ooit by 'n plek kom waar ek gelukkig is. Dis goed wat ons baie keer vrees. Gaan ek okay wees? Gaan ek, wat vrees jy? En is daar 'n groot vrees in jou hart, is 'n groot Goliat vrees is, wil ek vandag jou uitnooi dat jy voorkom staan, en ek wil vir jou bid, ek wil vir jou salf vandag. Ek het salfolie gebring. Dis 'n oorlog salfolie. En ek wil jou regmaak vir oorlog. So as jy is vrees wat jou terughou, dis hy so groot is soos hierdie, wat jy gesien hoe groot Goliat was, as hy daai vrees so groot is, wil ek jou uitnooi. Kom staan hier voor. En ek wil saam met jou bid, dat jy nie sal wankel nie. Jy sal sterk staan. So ek glo jy wat op die bank gesit het, ook iets gekry van die Here af, en as jy nog nie het, asseblief, ons is nog nie so, of ons saam jou bid. Ons is nie klaar. We're not done yet. Amen. Maar ons diens ongelukkig klaar. So ek gaan net op ons eindig. So sluit julle oë asseblief en ek gaan die diens afsluit. Here, ek dank U vir wat U besig is om te doen in elke hart vandag. Here, die vrese wat U geopenbaar het in ons harte, laat ons dit veg met geloof. Laat ons dit met veg met dankbaarheid. En laat ons na U toe gaan met alles in ons. Here, God het vir Dawid nie eers laat wen toe hy koning was nie. Hy hom laat wen toe hy 'n herder was. En Here, waar elke persoon hier so is, hulle is nog nie op die plek waar God vir hulle beplan het nie, maar Here, waar hulle nou is, gaan hulle die battles wen. Hulle gaan wen waar hulle gaan, want groei gebeur wanneer ons geloof groter word as ons vrees. So Vader, ek bid vir groei in elke hart, in elke stryd wat die persoon stryd. Vader, ons sal sterk staan. Al is daar Goliat wat voor ons is. Al is daar 'n groot vrees wat voor ons is.
sal ek sterk staan in my geloof. Maar Here sê vir elkeen van ons vandag, bou jou geloof. En dit is wanneer jy met hom communicate, en wanneer jy met hom 'n verhouding het, is wanneer jy jou stilte tyd het, is wanneer jou geloof gebou word. En wanneer dit kom, waar jy gaan staan teen daai reus, gaan jy kan teen hom staan. Maar hy soek jou om daai aksie te doen van sit by God, praat met hom, lees sy woord en bou jou geloof. Here, ek bid vir die week, ek bid vir elke persoon, ek bid vir elke familie, dat ons die goeie stryd sal stry en ons sal nie vrees nie, want ons geloof in God, ons geloof in wat hy kan doen, is groter as ons vrees. En ons met alles in Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen.